Dis 'n voorreg wat ons vanoggend het om weer in die huis van die Here te kan wees. Dis 'n voorreg wat ons het om te kan lewe. Dis 'n voorreg wat ons het om ons lewe met die Here reg te kan maak. Weet jy, as ek kyk na die dinge wat om ons gebeur, kom ek agter die mens is meer in 'n warwoel as nog ooit van tevore. Hulle soek na 'n vashou plek, hulle soek na iets om na uit te sien, maar hulle soek op die verkeerde kant. En terwyl ek gister met iemand die buite praat en die hele gesprek gaan oor ek moet myself verloor om Christus te kan win. En weet jy, ons as kinders van die Here besef nie wat dit is om die Here te dien nie. Afgelope tyd vra ek myself baie keer, ek sê Henry Warren, weet jy wat die Here van jou verwag? En ek kyk in die woord van die Here en ek sien ons baie skrifte wat vir ons baie mooi beloftes inhou. Daar's baie skrifte wat vir ons baie goeie goed in die Bybel gee. Dit is God se wil dat dit met julle goed moet gaan. As jy God vrees. Dis die wil van die Here dat jy 'n lang lewe moet hê vol vrede. As jy God vrees. As jy die Here dien met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En in die tyd wat ons in lewe kom ek agter, daar's mense wat nie weet wat die dag van môre vir hulle inhou nie. Benoudheid lê op die wêreld. Ek glo die koms van die Here is nader as nog ooit van tevore. En omdat die koms van die Here nader is as nog ooit van tevore, wil ek vir u sê, wees waaksaam oor wat jy glo. Wees waaksaam oor wat jy dink. Wees waaksaam oor hoe jy leef. Want die skrif sê hy sal kom soos 'n dief in die nag. Wanneer jy hom nie verwag nie. As ons maar weet in watter uur die dief sou kom, sê die skrif, sou ons vir hom gewag het. En dan sou hom teëgegaan het. Maar die skrif sê Jesus Christus gaan kom soos 'n dief in die nag. Dit gaan wees soos in die dae van Noag. Hulle sal trou en die huwelikheid gee en hulle gaan allerlei goed te doen van wat hulle daai jare gedoen het. Gemaklike tye. Maar ek wil vir die vraag vanoggend, wat is jou prioriteit in die lewe wat ons in lewe vandag? Die ware kind van die Here. Luister mooi wat ek vir u sê. Lewe nie vir die wederkoms van die Here nie. En maak seker dat ek dan gaan reg wees nie. Luister wat ek vir u sê. Verstaan my reg. Dit is ons uitkyk om te kom by die wederkoms van die Here, sodat hy ons kan ontmoet. Maar die ware kind van God, let op oor hoe ek nou lewe. Die wat die media dophou, daar's baie goed wat vandag oor die media rondgaan. Die een predikant beskuldig die ander predikant. Die een sê die Here gaan kom en die ander een sê die Here gaan kom. En dan wil hulle datums daarby sit. Dan betrek hulle die skrif. En sê ons het dit so en so uitgewerk, dit moet nou wees. Terwyl die skrif sê, niemand ken die dag en die uur nie. Nie eens die engele in die hemel nie. Maar alleenlik God die Vader. Ek wil vir die vraag vanoggend vra, as ek my lewe nou, my asem uitblaas. Op hierdie oomblik. Moenie dink jy sit in die kerk, die Here gaan jou verby sien nie. Moenie dink jy's 'n predikant agter die preekstoel, God gaan jou verby sien. As jou lewe nie in orde is met die lewe wat Christus vir ons gegee het nie, gaan God jou nie verby sien nie, maar die hel en sy deure wag vir jou oop. Ek het gehoor van predikante wat agter die platform staan, besig om die woord van die Here te bring.
En sy hart stop net daar. En hy val, dood. Die Here het vir hom gekom. Dit help nie, ek jaag aan, of ek jaag na die media nie. Ons moet so waaksaam wees. Hier is 'n nuwe ding wat die wêreld deurgaan. AI. Dis die toekoms vir die land. Maar dit is so deel van die anti-kris, is wat jy kan kry. Hulle vat 'n foto van wie ook al. En hulle sit 'n stem in hom wat klink soos daardie predikant of persoon. En hierdie week, weet ons mense glo die ANC is besig om gemors aan te jag, né? Ons glo dit. En hulle stuur 'n video op die groep. Luister mooi. Wat die ANC president sê. Die munisipaliteite wat vooruit gaan en vorder en goed doen, behoort nie aan die ANC nie, dit behoort aan die DA. Ek praat nie politiek nie, verstaan my reg. En my vrou sê vir my direk, pas op, dis AI created. En die mense jaag dit na. So maklik sit hulle predikant agter 'n platform met 'n Bybel in sy hand. En ek en nie kyk daarna asof dit die woord van die Here is wat vir my gepredik word, maar dit is AI created. Niks van die Here daarin. Hoe sal ek weet dat dit die Here is wat daardeur praat? My gees en jou gees sal getuig dat dit die waarheid is. Ons leef in 'n tyd wat jy nie die media kan dophou nie. Ons leef in 'n tyd wat jy nie moet alles glo wat jy hoor nie. Praat gister met 'n man. Dit wat hy sê klink so reg. Dit pas so in by wat ek glo. Maar die oorsprong is negatief. Dit verhef nie Jesus Christus as die seun van 'n lewende God nie. Al sê ek al hierdie mooi goed, baat my niks nie. Al lewe ek 'n reine lewe, maar ek het nie Here aangeneem as my persoonlike saligmaker en hy is my God nie. Baat dit my niks. Want die skrif sê jy moet wedergebore wees. Met wedergeboorte kom daar 'n verandering in my hart, in my siel en my verstand, want ek lewe nie meer nie, maar Christus begin hier binne in my lewe. En ek gaan baie bietjie van ons gesprek van gister aanhaal. Die persoon sê, wat as God by jou kom? En hy sê, vergeet alles wat jy geleer het. Vergeet al die boeke wat jy het. En daarby sluit hy nou ongelukkig die Bybel in. Ek glo die Bybel is die woord van God. Nie die nuwe vertalings nie. Ek glo in die oorspronklike. King James Version en die 33-53 vertaling. Alles daarna glo ek nie. Hy sê, wat as God dan by jou kom en vir jou sê, al hierdie goed, wat jy geleerd is, vergeet dit. Ek gaan jou leer wat ek van jou verwag. Partydae wens ek kan vir my vrou dink op haar voete. Ek, ongelukkig is nie so nie. Ek sê vanoggend vir die Here, terwyl ek voor die man staan, het ek nie woorde nie. Daarna dink ek, ag, ek moes vir hom dit en dit en dit gesê. Want as die woord van God nie die waarheid was nie,
Hoekom is alles wat nou gebeur daarin opgeskryf? Hierdie is 1953 en het gebeur in 2025. Soveel jaar later. Hoekom gebeur dit dan? As dit nie die waarheid is nie. Pas op vir misleiding. Pas op. Vir die een wat hom voordoen as die engel van die lig. Ek sê vir hom, weet jy wat, die duiwel gaan nie kom. En vir my sê, my Christenskap aanval nie. Luister mooi. Hy gaan nie jou Christenskap kom aanval nie. Hy gaan nie dit wat jy in glo kom aanval nie. Hy gaan kom onder die naam van Jesus. Hy gaan in die sogenaamde kerk kom, waar die woord van die Here moet uitgaan. En hy gaan afval inbring. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. En so as jy deur die lewe en jou oë is nie gerig op Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God nie, gaan jy agter in die afval aandrywe. Toe Lucifer hier in die tuin van Eden kom, vra hy vir Eva, is dit so? Dat God gesê het, jy mag nie van hierdie boom eet nie, van die bome in die tuin eet nie. Hy sê nie vir haar direk, hoorie, daai wat die Here vir jou gesê het, jy mag nie van eet nie, is verkeerd nie. Jy kan dit eet, is lekker. Jy jou lippe aflek, so lekker is dit. Nee. Hy sê, is dit so? Dat God gesê het, jy mag nie van die bome in die tuin eet nie. Hy is slinks. Hy is uitgeslape. Dis sy natuur om te mislei. En Eva onkundig en onwaaksaam. Nee, hy het gesê, ons kan al hierdie bome eet, maar hierdie boom mag ons nie aanraak nie. Ek dink dis wat die skrif sê, en van hom eet nie. Hy sê nie dit wat God gesê het is verkeerd nie. Hy sê nie, God weet as jy hierdie boom eet, gaan jy soos 'n God wees. Gaan jy alles weet wat hy weet. En sy vind dit mooi. Sy vind dit, wow. Sy vind my, joh, dan kan ek soos God wees. En God het alles gekreë. Hulle het 'n kommunikasieverhouding met God gehad. En sy verruil dit om te luister na die misleiding van die teestander. Vandag lewe ons 2025. En elke mens op hierdie aarde streef na hoër hoogtes. Fisies. Ek sal alles in my vermoë doen om 'n beter lewe te lewe. Ek sal alles in my vermoë doen dat mense na my toe moet opsien. Almal. Kom ons vat Suid-Afrika as 'n voorbeeld. Hoeveel politieke partye is daar? Ek weet nie eers hoe so baie is daar. Almal streef daarna om president te word. Almal hier in hulle agterkom is eendag gaan ek wen. Eendag gaan ek op die stoel sit. Eendag gaan ek die een wees wat regeer. Elke mens vandag trap in die struik van die duiwel, ons wil 'n God in onsself wees. Daar's 'n bediening wat sê ons is klein gooitjies. Hoor wat ek vir jou sê? In hierdie wêreld wat ons in lewe. Elkeen is 'n klein gooitjie want jy kan create en jy kan al hierdie goed doen. Want hy het jou die mag gegee. Weet jy wat sê Jesus Christus?
moet wedergebore word. Hy sê in Johannes 12 vers 20. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hierdie was nie Grieke wat Joodssprekende Grieke was nie. Dit was heidense Grieke gewees. Dit was 'n heidene nasie. En hulle het na Filippus gegaan, wat van Bethesda in Grieke was, ons Galatia was, en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus sien. Filippus kom na Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Ons het gehoor die wonders en tekens wat hy gedoen het. Staan in die skrif nie. Hulle moes dit gehoor het. Hoekom wil hulle Jesus sien? Hulle het nuuskierig geraak, want hulle het gerugte gehoor. Hy laat die blinde sien. Hy open die ore van die dowes, die krepeles loop. Hy verkondig die koninkryk van God. Ons wil hom sien. Ons lewe vandag in die tyd wat die mens alles glo wat hulle gehoor het. Maar wie streef na 'n ontmoeting met God? Wie streef daarna en sê, Here, ek gaan alles op my altaar sit, maar ek need a touch of your hand, Lord Jesus. Ek het nodig om 'n ontmoeting met U te kan hê, sodat my binneste kan verander word, dat ek kan vernuwe word. Maar ons glo in die goed in die wêreld, hierdie Grieke kom, hierdie heidene, die wat God nie geken het nie. Sê, ek wil Jesus sien. As jy gaan oplees wat die mense sê, ons het 'n Bybel wat praat van al die goed. Dis heidene wat tot bekering gekom het. Want daar het 'n verandering gekom. Praat gister met 'n oom wat gereeld hier by my kom. En hy sê, as ek Jesus aangeneem het, moet ek 'n 90 grade, 180 grade omdraai maak. En ek moet hom begin dien in gees en in waarheid. Ek sê, hoekom begin van die Christen in 90 grade en stop? Ek neem die Here aan, dat is die begin. En dit is goed genoeg vir my. Want ek hoor mos, hulle sê, jy moet net glo. En die Here Jesus met jou mond bely, ons kom by die begin. En niks verder verander nie. Wat vir my oplettend is, toe hulle vir Jesus sê, hierdie Grieke wil jou sien. Hy sê, maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy alleen. Hoekom lewe daar nog so baie van myself? In myself. Maar ek loop en sê, ek is 'n gewedergebore kind van die Here. As die koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy alleen. Ons sê ons glo die skrif. Ek sê ek het die Heilige Gees wat my leer en my lei. Hoekom lewe daar nog so baie van Henry? Hier in Henry. Hoekom is daar nog so baie goed in my lewe wat skeiding maak tussen my en God? Hoekom is daar nog so baie goed wat my weerhou om die volle wil van Christus uit te lewe? Hoekom is daar so baie verskonings wat my weerhou om gehoorsaam te raak aan die opdrag wat hy vir my gee?
Die skrif sê die opdrag wat Jesus Christus vir sy disippels gegee het. Hy sê, gaan dan heen en maak disippels en leer hulle. Nee, gaan maak disippels van alle nasies. En leer hulle alles wat ek julle geleer het. Ongelukkig kom die kerk in by gemaak disippels. En dan draai hulle die volg my. Want ek het jou 10de nodig. My prioriteit is verkeerd. Want Jesus Christus het geleer hulle. Ons praat in die week met iemand en verstaan nie die goed nie. En ons sê vir die persoon, want ons word nie geleer nie. Ek dank die Here vir ons oorlede pastoor, wat alles in sy vermoë gedoen het, om die mense te leer. My volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Wat sê die skrif? Omdat julle my kennis verwerp het. Ons hoor, maar nee, dis nie vir my. Ek hoor die woord van die Here, werk soos met die saaier. Sommige het aan klipperige gronde geval, ander het bietjie vroeg en ander is vrugbare grond geval. Hy sê, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Vra jy jouself vandag die vraag af, Here, ek het U aangeneem as my persoonlike saligmaker. Maar hoekom dra ek nie vrug nie? Hoekom kan die wêreld daar buite nie Jesus Christus in my lewenswandel sien nie? Want ek lewe nog. Ek het nog nie gesterwe. Sodat Christus in my kan lewe nie. Die persoon sê gister vir my, wat as die Here vir ons sê, hierdie kar wat jy het, en hy ry 'n mooi kar, van die bestes. Raak ontslaaf van dit, ek gee dit vir die armes. Daai mooi huis wat jy in bly, raak ontslaaf van dit, gee dit vir die armes. Gaan lewe bietjie op die straat. Sodat jy kan verstaan waartoe hulle gaan. Dat jy vir hulle die evangelie van Christus kan verkondig. En die persoon wat so praat is nie 'n Christen nie. En ek vra myself die vraag of ons maak soveel baie goed by mekaar. Maar daar buite is siele wat honger en dors het. Daar buite is mense wat besig is. Manne en vroue wat soekend is na die waarheid. Maar hulle sien dit nie. Want ek het soveel goed wat ek bymekaar maak. Maak by mekaar wat my vlees gelukkig maak. Onthou wat ek vir so 'n paar sondae terug gesê het. 70 hoogstens 80 jaar. Ander plek sê die Bybel 120 jaar trek God sy gees uit om uit te mens uit. So die oudste wat jy kan word 120. Ek het nog nie daarna weer gehoor dat iemand ouer as 120 geword het. Ek het al gehoor van 110. Ouer as dit weet ek nog nie gehoor nie. Maar luister mooi. Hoekom wil ek hierdie vlees stig? Hoekom wil ek hierdie vlees aansienlik maak vir die mens? Hoekom wil ek dit wat ek het, wil ek mee spog? En dis tydelik. Dag as ek my asem uitblaas, bly alles hierso. Niks gaan saam met my nie. Al maak ek soos baie mense sê, ja, jy moet al my kosbare goed saam met my in die graf gooi. Ag, foei tog. Stof is jy en tot stof sal jy teruggee. Waarvoor hou ek hierdie goed aan? Waarvoor koester ek goed wat vir my niks belang het nie?
Maar wanneer ek gesterf het, die saad in die grond geval het, ek niks geword het nie. En ek met 'n oop hart en 'n skoon gewete voor Christus gaan staan. En ek vra, leer my, Here, dat ek kan meer kry van dit, wat U vir my instoor het. Luister mooi wat sê die Bybel. Vers 25 sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat, in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Here, hoe verstaan ek nou die skrif? Weet jy, ons het soveel verskonings. Ek moet gaan werk, dat ek vir my vrou en kinders kan sorg. En dan quoteer ons die skrif. Wat sê, as ek nie vir my vrou en kinders sorg, is slegter as 'n sondige mens. Terwyl ek met die heilige God praat. Het jy nie geweet, God sorg vir die bossies, hy kan sorg vir jou nie. Het jy nie geweet, daar is niks by God onmoontlik nie. Dis my so oplettend, dat in die ou jare, kyk, ek het in die kerk groot geword en ek is bly ek het. Ek is spyt oor al die goed wat ek aangeleer het deur die lewe, want om dit prys te gee is nie maklik nie. Maar jy weet, daar was 'n tyd wat jy ou godsmanne nog hier die wêreld en sy begeerlikhede regtig vaarwel geroep het, nie net oor die preekstoel nie. Daar was 'n tyd gewees, wat wanneer jy die godsmanne gebel het, dan tel iemand die foon op en sê, hulle is besig om te bid. Daar was 'n tyd gewees wanneer jy in die pastorie van daai tyd ingestap het, was daar nie net die goed wat oral in die mure gehang het nie. Ons lynpoppies en karretjies en fotootjies en TV's en radio's en whatever ook ons al het. Ornamentjies. As jy daar ingestap het, was daar 'n sitkamer staan met 'n middeltafeltjie en daar was altyd tee en 'n broodjie gewees. Onthou jy daai jare? Ek vra vandag vir u, hoe staan ek voor God? Waar is my prioriteite? Die mense wat my ken, weet ek is moeg vir 'n kar, alhoewel dit my inkomste is. Alleenlik God kan daai moegheid verander. Maar wat maak ons? Staan vroeg in die oggend op. Ek moet gaan werk. Vanaand laat, klaar gewerk. Niks. Het verander nie. Hoeveel keer voel jy nie, Here, ek doen alles in my vermoë om net te survive, maar ek faal nie. As jy nie so voel, ek voel baie keer so. Here, ek doen alles. Ek werk myself moeg. Maar ek kry net moeilikheid. Ek kom net nie bo uit nie. Voel jy al so gevoel? Is die fout nie in die skrif vir my en jou uitgegee vanoggend nie? Die koringkorrel moet in die grond val en sterf, sodat Christus Jesus om meer vrug kan laat dra, dat ons kan opstaan as 'n man en 'n vrou wat in die roeping van die Here Jesus Christus lewe. Wat doen dit waarvoor hy my geroep het? Hy sê, as iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees.
En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Eina. Wat beteken dit as ek iemand eer? Ja, ek lig hom op. Ek het net goed te sê van hom. Hoeveel te meer moet dit nie goed gaan met die kinders van die Here, wat in die roeping van die Here wandel, as God hom eer nie. As iemand my dien, Jesus sê dit, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Weeg jouself vandag. Ek is moeg om vir mense te preek. Ek preek meerderheid van die kere vir myself. Ek staan die ander dag buite en die gedagte gaan kom hier by my. Ek sê, Here, moet ons die mense begin smeek om God te dien? Gaan dit dalk verander? Gaan dit dalk my siel in die hemel kry? En ek sê dit vir iemand en hy sê, Jesus het nooit niemand gesmeek nie. Oeps. Weet jy waar lê die fout? Ek probeer die job doen. En wanneer my Vader vir my iets gee om te doen, doen ek dit nie net soos hy dit vir my gee, en ek doen dit op my manier. Ek wil teruggaan na Genesis toe. Ons sê altyd die eerste sonde was ongehoorsaamheid. Die eerste sonde was Eva, wat ek in die skrif lees, het woorde bygevoeg wat God nie gesê het nie. Hy het nie gesê, jy mag die boom nie aanraak nie, hy het gesê, jy mag nie van hom eet nie. En sy sê vir die teestander, God het gesê, kan van al die bome eet, maar hierdie ene mag ek nie aanroer nie, en ons mag nie van hom eet nie. Dan kom die Godheid en hy gee vir ons 'n opdrag. Doen dit. Dan dink ek, ag Here, ek wil dit nou nie so hard laat klink nie. Dit klink darem hard, Here, die mense gaan optrek. Weet jy wat sê die Here? Wat sê Jesus? Hy sê, luister mooi, vers 48. 47. As iemand na my woord luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woord nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woorde wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het my 'n gebod gegee, en ek moet sê, en wat ek moet spreek. En ek weet, dat sy gebod die ewige lewe is, wat ek dan spreek, net soos die Vader my gesê het, so spreek ek. Die eerste bewys, dat hierdie saad in die grond ingeval het, en gesterf het. Ek spreek net wat die Vader my gee om te spreek. Nee, ek gee nie om oor jou gevoelens nie. Want die skrif sê, hulle sal julle haat, terwille van my naam. Ek gee nie om oor hoe jy nou voel nie. Maar weet jy wat gee kom? Dat jou siel vir ewig moet lewe by Christus Jesus. En daarom sal ek net spreek wat die Here my gegee het om te spreek. Ek wil vanoggend hierdie boodskap by u los. Maak seker dat die saad eers in die grond val en sterwe, sodat hy veel vrug kan dra. Ek 'n saadjie het en ek plant hom nie, en hy nie doodgaan en ontkiem nie, jo,
kan hy nie vir ewig lewe nie. Kan hy nie opkom en veel vrug dra nie. Hoe staan ek vanoggend voor die Here? Baie vrae. Min antwoorde. Ek is verward, Here. Want ek luister na soveel predikante en elkeen het sy eie redenasie, elkeen het sy eie opinie en niks kom by mekaar uit nie. Here, ek weet nie meer watter kant toe om te vlug nie. Hou op om predikante na te volg. Hou op om na pastore te luister. Luister na die woord van die Here wat uitgaan en vra die Gees van die Here om jou te leer. Want geloof kom deur die woord wat gespreek word. Maar ek wil vanoggend vir u sê, kom by Jesus Christus uit en maak seker dat jy 'n ontmoeting met hom het. Al kos dit jou wat. Ek sit gister en dink, ek sê vir die persoon met wie ek praat, ek dink dit tyd geword het ons onsself vir 'n tyd lank gaan toesit, sluit en God soek. Weet jy wat is die eerste ding? Ek sê dit. Weet jy wat is die eerste ding wat in my gedagte omkom? Ja, hier staan soveel werk hier buite. Wie gaan die werk doen? Wat pla dit jou? As die Here iets op jou hart lê, doen dit. Hou op om verskonings te soek. Hou op mense se relasies na te volg. Doen dit. Soek na 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus, dan sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Want as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Maar weet jy, ons almal het te veel van ons eie redenasies. Die teestander begin die goed so baie klink, dat jy jouself die vraag afvra, hy, is dit nie dalk die waarheid nie? Hulle praat so reg. Waar is jou skrifkennis? Daar is net een God. En dit is God die Vader. Wat sy Seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Om vir ons te kom sterwe. Sodat ons die ewige lewe kan hê. Hy sê hierso, vers 37 wil ek gou terugkom, hy sê, alhoewel hy baie tekens voor hulle gedoen het hulle nie in hom geglo nie. Sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word, wat gesê het, Here, wie het ons prediking geglo? En aan wie is dit die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het die oë verblind, en die harte verhard, sodat hulle nie met hulle oë sou sien, en met hulle hart verstaan, en hulle bekeer, en hulle genees nie. Waar val jy in vandag? God ken jou hart. Hy ken jou beter, as wat ek en u dink ons weet van onsself. Hy kyk verby alles en hy sien of ek opreg is. As ek nie opreg is met die Here nie, sê die skrif, dink sy in 2 Kronieke, ek sal 'n gees van dwaling gee om die verdwaaldheid te glo. Pas op, want ons aanbid 'n God wat wreed is en tog vol liefde. Hy kyk na my hart. So hart jou nie veroordeel nie, jy vrymoedigheid na God toe. God is meer as jou hart, hy ken alles. Kom ons sit ons hand in ons eie boesem. En ons vra ons self die vraag af. Here, het ek al gesterf? Sodat ek die roeping van die Here Jesus Christus kan uitlewe in my lewe. Iemand wat gesterf het, is dood.
Hy praat nie meer nie. Hy dink nie meer nie. Jy kan hom nie meer sien nie. Hoe staan ek voor die Here? Is ek dood? Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef hier in my. Of is ek geestelik dood? Daar is niks wat in die wêreld na Jesus toe lei in my lewenswandel nie. Want ek leef nog vleeslik, tot sover uit die woord van die Here uit. Soek die Here, terwyl hy nog te vind is. Bekeer jou terwyl sy genade nog daar is, en ons nog 'n genade kans het. Maar moet dit nie op jou manier doen nie. Moet dit nie op jou predikantse manier doen nie. Doen dit soos die skrif sê, dat daar 'n verandering in jou lewe kan kom, en jy die Here kan eer. En wanneer jy by God kom, sê oor min was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel. Tot sover. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my pa vra om ons te doen? Nee, ry julle nou. Gaan julle nou direk ry? Ek gaan die diens afsluit. Kom ons lê hier oor. Here, dankie vir 'n woord wat uit kon gaan vanoggend. Ek wil vanoggend vir u vra, Here, dat u die naprediker van hierdie woord sal wees. Elke toehoorder wat dit sal hoor, Here, dat hulle nie my sal hoor nie, maar dat hulle die Gees sal hoor wat spreek. Here, hier is 'n week wat voor lê, onbekend by ons, maar bekend by u. Ek wil vir u vra, Here, gaan saam met ons deur hierdie week. Hou die kinders van die Here onder die kosbare bloed van u. Terwyl my ouers gaan ry hierna, wil ek die bloed van die Here oor hulle voertuig pleit, oor die voorhoede en agterhoede van daai wiel, elke werkende item, dat u dit onder die kosbare bloed sou hou oor my ma en my pa. Vat hulle veilig tot hulle bestemming, en bring hulle weer veilig terug, vra ek, Here, nie omdat ons dit verdien nie. Ek vra dat u ons sal verdag, maar Here, hou vir ons naby aan u. Ons het u nodig, soos nog nooit van tevore nie. Ek bid die seën van die Here oor die kinders van die Here af. Lig hulle op, versterk hulle en dra vir hulle deur. Gaan saam met ons, is my gebed vanoggend, in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap, tot ons mekaar weer sien. Amen.